Liewe familie en vriende, ek wil daarom net voordat ons begin, wil ek in die besonder vir Mariaan, en dan vir Karen en vir Steven, vir Mariaan en vir Andrei, dis nou vir klein Mariaan, Elisma en vir Tinus, vir die kinders, die kleinkinders, en dan vir die twee sissies, vir Belinda en vir Mimi, met hulle gesinne en familie. Ons wil ons innige simpatie oordra. Ons weet dis nou al 'n tydjie, sê dit Piet huis toe is, maar vandag is nou die finale afskeid geleentheid, as 'n ou dit so kan sê. Maar my gebed is, soos wat julle ervaar het, dat die Here vir julle gedra het in hierdie tyd, dat julle op die pad verder, Mariaan en kinders, dat julle sal ervaar, hoe dat die liefde van die Here vir julle op 'n kosbare wyse dra. Ek moet sê, ek dink, as dit normale omstandighede was, sou ons heeltemal 'n ander plek moes kry, want Piet se begrafnis sou te groot gewees het. Hy is net iemand wat te veel mense geken het en wat so geliefd was by baie mense. Maar ons gaan die erediens dan op YouTube opsit, sodat die wat sy kollegas is en mense ook daarna kan kyk. Die rede hoekom ons nie die kerk se klank gebruik nie is, dit veroorsaak wat hulle noem 'n distortion, en dan is dit nie goed nie. So ek hoop, die wat daar agter sit, as julle net vir my kan wys, as julle nie kan hoor nie, dan praat ek net 'n bietjie harder. Vriende, die Here Jesus het gesê, ek is die lig in hierdie wêreld. En omdat hy die lig is, staan hierdie geleentheid in die teken van die lewe. Piet was iemand wat die lewe geleef het, en daarom weet ons, dat Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe, en wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek gaan die kerse net so 'n bietjie uitblaas, en dan gee ons vir Mariaan en vir die 3 dogters geleentheid om die kerse aan te steek. En terwyl hulle hierdie kerse aansteek, gaan ek vir Lizet vra om vir ons die Onse Vader dan te speel. Terwyl sy hom speel, ons gaan hom nie sing nie, jy kan maar net sommer dit, terwyl hy daar sit, kan jy dit 'n gebed maak binne in die hart. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie gebed wat U ons geleer het. Baie dankie dat ons kan weet, ons het 'n Vader wat ons in hierdie lewe ingebring het en wat ons ook kom haal. Ons het 'n Vader wat vir ons lief het en wat sy liefde in Jesus Christus kom bewys het en wat oomblik vir oomblik deur sy Gees saam met ons is. En daarom kom ons in ons broosheid en in ons seer en wil ons vir U vra dat ook in hierdie oomblikke U hierdie familie sal dra en die vriende
en elkeen wat ook na hierdie diens kyk, en wat vir Piet geken het. En Here, dat hulle u liefde op 'n besonderse wyse sal ervaar, en dat u woord 'n woord van troos sal wees, maar dat ons ook sal weet, u het vir ons die lewe gegee, sodat ons dit kan leef, voluit kan leef, soos wat hy dit ook gedoen het. En daarom vra ons nou, wil u hierdie woord self kom breek, maak dit verstaanbaar selfs vir die kinders, en gee dat u naam daardeur groot gemaak sal word. In Jesus se naam. Amen. Op die blaadjie het ons 2 liedere, en die eerste lied is daardie baie bekende lied. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, en die see en alles wat skeiding verdwyn, God self kom by ons bly. Nou ek dink Piet sou ook net soos ek gesê het, want die eerste keer toe ek nou daar in Openbaring 21 lees, daar sal nie 'n see wees nie. Toe dink ek, nou weet ek ook nie of ek regtig mee wil hemel toe gaan nie. Hy was net so lief vir die see, maar eintlik is dit simbolies net om te wys dat daar sal geen skeiding meer wees nie. Vriende, eintlik mag ons nie sing nie, maar ek kan niemand keer nie. Die orgelis gaan vir ons die lied speel, en jy's baie welkom om agter jou masker hierdie lied dan saam te neerie of te sing as jy wil. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons mee. Die Heer droog al die trane af, verby is droogheid toe. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons nooit te angs en nood. Marianne het vir my gevra dat ek uit Filippense 4 die boodskap sal bring, en die rede is omdat Filippense so 'n kosbare gedeelte in haar en Piet se lewe was, en ek doen dit graag vanuit Filippense 4 vanaf vers 4. En daar staan: Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, en eintlik beteken dit medegelowiges, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En dan sê hy, en God wat vrede gee, sal by julle wees, net tot sover. Paulus kom in Filippense hoofstuk 4 en hy wys vir ons 'n paar eienskappe wat eintlik by Christene hoort. En wanneer hy hierdie eienskappe gee, dan is dit dat hy eintlik daarmee wil sê dat die wêreld, wanneer hulle na ons kyk, dan behoort hulle daardie eienskappe in ons lewe te sien. Nou Piet het 'n gesegde gehad, en die onderwysers sal weet waarvan ek nou praat. Hy het gesê vir hulle, in terme van die kinders het hy gesê, catch them doing good. Met ander woorde, kry hulle terwyl hulle die positiewe doen, moet hulle nou nie altyd net vang terwyl hulle bietjie stout is nie. En ons wil eintlik sê, Piet, ons het jou gecatch, terwyl jy ook 'n bietjie goed gedoen het. En as 'n mens kyk na die eienskappe wat Paulus hier vir ons verduidelik, dan sien ons baie van hierdie eienskappe deur die genade van die Here het hy ook in sy lewe gehad. En die heel eerste eienskap wat Paulus dan kom, hy sê, julle moet altyd bly wees in die Here.
En dis 'n snaakse ding, want onthou Paulus sit in die tronk. En hy skryf vir die gemeente van Filippense en hulle wag eintlik vir 'n donker tyd want hulle sou vervolg wees. Hulle het geweet as hulle Christene word, is dit moeilikheid wat voor lê. En tog kom Paulus en hy sê, julle moet weet, ons moet vreugde hê, want ons vreugde hang nie af van ons omstandighede nie. Ons vreugde lê in Jesus Christus. En omdat ons nie ons vreugde kan verloor nie, omdat ons vir Jesus nie kan verloor nie, daarom kan ons nie ons vreugde verloor nie. Dis sy denkwyse. As ons dink aan Piet, dan was hy 'n lagmens. Al hierdie foto's wat hier voor is soos ek hom geken het. Ek glo daar was tye wat hy gehuil het. Miskien 'n traantjie gepik toe die dogters getrou het. Lyk my al die paas doen dit. Miskien omdat hulle weet die hand wat die geld vra is nog nie heeltemal uit die sak uit of so nie. Maar dit maak nou nie saak nie. Maar meeste van die tyd was Piet 'n lagmens. En julle as vrouens wat saam met hom gebly het in die huis, julle 4 vrouens, julle sal onthou hoe hy in die oggende, dan maak hy julle wakker en dan sing hy, die lewe is 'n lied. Ek dink jy wil dit vroeg op 'n Saterdagoggend hoor nie, al is dit jou pa wat dit sing. Nou sê julle sê, ai pa, sing tog net vir ons daai lied, die lewe is 'n lied. Maar dit is nie net iets wat hy gesing het nie, dis iets wat hy geleef het. En daarom was humor deel van Piet gewees. Altyd tyd vir 'n grappie gewees. En die onderwysers sal dit onthou. Iets wat vir my nou kosbaar is, ek hoor uit in Plet, daar waar hulle heen getrek het, het hy by die leeg lê klub aangesluit. Nou dit klink vir my wat 'n hoof moet doen as hy nou aftree. Ons moet dalk een hierop begin. Maar in elk geval, vanuit hierdie lagmens wees, was hy inskikkelik met alle mense. Paulus sê, julle moet inskikkelik wees met alle mense, en 'n mens vra, hierdie woordjie is eintlik 'n baie moeilike woord om te vertaal, maar dit beteken, moenie met die letter van die wet op iemand afkom nie. In terme van Piet sou dit beteken, dat wanneer 'n kind 49% gehad het, en jy kom en sê, meneer, hy het nou 49% en jy moet 50 hê om die jaar deur te kom, dan is ek seker sou Piet gesê het, kom ons wees inskikkelik. Op grond van dat hy dalk 'n besige ouetjie is, of op grond van wat ook al, ons gee hom sy 50%, omdat hy 'n hart gehad het. Hy was 'n hoof gewees, en hoofde moet baie keer moeilike besluite neem, maar hy het dit reg gekry, terwyl sy personeel hom ondersteun het. En daarom moet ons sê, dankie Here, dat hy hom 'n lagmens gemaak het. En 'n stukkie van daai lag sien ek by al die kinders. Sien dit selfs by die skoonseuns op. Maar Paulus kom, hy sê, julle moet nie net lagmense wees nie. Julle moet bidmense wees. Hy sê, maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking, met danksegging aan die Here bekend. En dis iets wat Piet geken het, om afhanklik van die Here te wees. Ek onthou op 'n stadium het hy hierdie Johannesburg fietswedren gery, en toe het hy hartprobleme opgetel, sy hart het gefibrilleer, en toe ons later daaroor gesels, toe sê hy vir my, Chris, ons moet so afhanklik van die Here wees, want selfs jou hart klop is nodig, God moet hom laat klop. En hierdie afhanklikheid het hy gewys deur sy betrokkenheid in die kerk, nie net hier in Vereniging nie, maar ook in Plettenberg Baai. Ek dink die mooie is, Mariaan vertel vir my hoe dat hulle in die oggende probeer versies leer het, en hoe dat hulle het baie keer vergeet, en dan sê die een vir die ander een, hoe gaan hy versie nou weer, so en so, en dis deel van daai verhouding met die Here. Die wonderlike is, dat hy kon dit prakties uitleef. Dis waarmee baie van ons as mense sukkel, en dis wanneer ons dan gaan en ons gebruik versies, en ons probeer mense Bible punch, en dit werk nie. Piet was nie iemand wat so met mense gewerk het nie, hy het met sy voorbeeld, het hy gewerk. Daar in Plet was een van die goed wat hy gedoen het, want hy het 'n hart gehad vir bejaardes, is dat hy byvoorbeeld vir hulle gebraai het. Hy het gehou van kos maak, en ek dink, daar's baie van die weduwees, wat nou hulle boyfriend mis. Mariaan weet waarvan ek praat, nee. In hierdie tyd van aftrede wat hy daar was, het hy die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, het hy ervaar, saam met sy vrou. En ons is dankbaar teenoor die Here daarvoor.
So, om 'n lagmens te wees en om 'n bidmens te wees deur die genade van die Here. Maar Paulus sê, dan moet julle ook dankie sê. Met dankbaarheid moet julle dit doen. En dit was 'n wonderlike eienskap van Piet gewees, om dankie te sê. Hy sou altyd vir enigiemand wat iets daar gedoen het, as ons as predikante daar geopen het by die skool, dan het hy jou so belangrik laat voel. Jy sou dink, jy het die beste gedoen wat jy kon. En dit was nou nie net vir ons, dit was vir enige iemand. Dit was maar sy manier om dankie te sê. Hy het baie vitamine D gehad, vitamine dankie. Want hy het geweet die verlede en die hede en die toekoms behoort aan die Here. Het jy en ek daai dankbaarheid? En te midde van moeilike omstandighede, veral in hierdie tyd, baie keer kyk ons net na die negatiewe en ons vergeet van dit wat positief in ons lewe gebeur. Maar Paulus kom, hy sê, julle moet ook alles bedink wat mooi is. En daarmee wil ek sê, Piet was 'n opboumens. En Paulus wil eintlik sê, as julle Christen is, en julle wil die Here Jesus se voorbeeld uitleef, dan moet julle opboumense wees, om die potensiaal in ander mense raak te sien. Julle moet eintlik delwers wees, wat die goud uit ander wil uithaal. En ek dink vir ons as ouers, dit het hy baie keer vir die ouers gesê, jy moet die beste uit jou kind uithaal. Ja, nie hulle dood druk, en as jy nou nooit eerste span rugby gespeel het, nou moet jou seun eerste span rugby speel nie. Net omdat jy dit nie kon doen nie, maar hy het gewys die potensiaal wat in mense is. Maar Paulus sê, wanneer jy bedink alles wat waar is. Die dogters sal kan sê, hulle pa het nie gehou van jok nie. Jy praat die waarheid, jy jok nie. My kind was ook in die skool, dit kon ek by haar hoor. Eerlikheid was vir hom belangrik, en Piet het daai karakter gehad. Paulus sê, julle moet ook bedink dit wat edel is. In die oorspronklike beteken dit dat jy die wêreld sal sien as 'n tempel van die Here. En dit het hy gedoen. Dis hoekom hy so lief was vir die see. Dis veral daar by die see wat hy gevoel het, hy's baie naby aan die Here. Paulus sê, bedink dit wat reg is. Nou Piet het 'n gesegde gehad, vertel hulle vir my, if you know it is wrong, why copy wrong? Met ander woorde, doen wat reg is. Paulus sê, julle moet bedink wat rein is. En Piet het dit gedoen, want hy het geweet, hy is geroep deur die Here. Dit is sy taak, die Here wil hom gebruik. En hy het geweet, hy word eenkant gesit, sodat God op 'n wonderlike wyse deur hom kan werk. En dan sê Paulus, bedink dit wat mooi is. En net gisteraand bel ek my dogter, en ek sê vir haar, Ankia, wat onthou jy van meneer? En een van die goed wat sy toe sê is, altyd liefdevol, sag, nooit kwaad geword nie, al kon jy sien, daar was rede, het hy dit nie gewys nie, maar met 'n waardigheid jou hanteer. En ja, party kinders het 'n lekker gekry as hulle uit die kantoor uit gegaan het, en sy eie dogters het die lekkers gevat in die kantoor. Maar in elk geval, ek wil afsluit. Alexander die groot leier, het gesê, wanneer hy sterf, is daar 3 dinge wat hulle moet doen. En die eerste is, hy het gesê, sy dokters moet sy kus dra. Toe vra hulle, hoekom? Toe sê hy, want as die Here jou roep, kan jy die beste dokters hê. En hy roep jou. Ons het nie gedink dat Piet sal so vinnig geroep word nie, maar God het dit so bepaal. Die tweede wat hy gesê het, verkoop alles wat ek het, want ek het dit nie meer nodig nie. Toe vra hulle, wat is die derde? Toe sê hy, hou my hande oop. Toe vra hulle, hoekom? Toe sê hy, want wanneer jy in die wêreld inkom, dan gee God vir jou in hierdie leë hande die kosbaarste van alles. En toe vra hulle, wat is dit? Toe sê hy, tyd. Die Here het vir Piet tyd gegee om 'n verskil te kon maak. Om 'n lagmens te wees, om 'n bidmens te wees, om 'n dankie sê mens te wees, om 'n opboumens te wees. Maar ek dink bo alles, om 'n afhanklike mens, afhanklik van God te wees. En daarom kan ons sê, het hy die vrede van God ervaar, selfs die oomblik toe hy kom haal is. Want hy het geweet, niks is te onmoontlik vir
Vader nie. En hy het geweet, niks is te klein vir die Vaderhart ook nie. En Mariaan, julle as kinders en kleinkinders, mag julle vir die pad vorentoe, mag julle ervaar dat niks is vir God onmoontlik nie. Mag julle ervaar dat niks is te klein vir die Vaderhart, as julle julle begeertes na hom toevat nie. En mag julle, en elkeen wat saam met Piet geleef het, en wat ervaar het wat hy in sy lewe doen, mag julle soos hy, die vrede van God hê, wat bo alle verstand is. Amen. Kom ons bid net saam. Here, as ons so in ons broosheid voor U staan, dan sê ons vir U baie, baie dankie. Want U sê in Psalm 139, ek het julle op 'n kosbare wyse geweef. En baie dankie dat U vir hom op 'n kosbare wyse geweef het. Maar die belangrikste, dat U die verlossing in sy lewe ook gebring het. Dat ons kan sê, Piet was iemand wat geweet het, hy het verantwoording om te doen teenoor sy Vader. En daarom het hy sy werk as 'n roeping gesien. Het hy sy pa wees as 'n roeping gesien. Het hy sy mens wees as 'n roeping gesien. En Here, ons sê vir U dankie vir die tyd wat hy en Mariaan kon gehad het. Dankie vir die kinders en die kleinkinders wat U vir hulle gegee het. Dankie vir die tyd wat hulle 'n bietjie kon aftree na 'n harde werktyd. Maar nou sê ons dankie dat hy veilig en versorg is. En hierdie was 'n moeilike tyd vir hierdie familie. Want jy weet nie wanneer moet jy die begrafnis hou, wanneer moet jy finaal afskeid neem nie. Maar ons weet, eintlik neem hulle nooit afskeid nie, want hy sal in hulle harte bly. En soos wat hierdie foto's hier voor is, sal dit in hulle kameras van hulle brein wees, totdat hy hulle self kom haal. Ons vra dan nou dat hy hierdie familie sal versorg, dat hy vir hulle sal dra, en dat die liefde van die Here, oomblik vir oomblik, saam met hulle sal wees. In Jesus se naam bid ons dit, hy wat die dood oorwin het, en wat vir ons die lewe gee, wat vir Piet die vrede van God hier op aarde gegee het, maar bo alles nou, vir hom die vrede van God se teenwoordigheid, in sy heerlikheid laat ervaar. Amen. Vriende, ek gaan nou eers geleentheid gee, ek dink eers gaan ons vir Andrei, net om die bedankings, is dit reg so Andrei, of wie gaan eers te praat? Vir ons se jare is so dankie dat julle kom het vanaand. Net so kort vinnig bedanking sê, ek het oor dat sy sê sy plaas ons reg op ietsie sê. Net dankie sê vir al die ondersteuning van al die familie en vriende. Vir Dominee Chris vir die mooi boodskap, baie dankie. Vir Karen en Steven wat die programme gedoen het, die slideshow en die kennis wat sy voorgemaak het. Vir Johan en Karel wat spesiaal vanaand gekom het om by die karre te kyk. Vir Tannie Lily vir die blomme. Vir die orgelis en dan vir almal wat van ver af gekom het en dan net vir my skoonma wat sy het gevra al die dogters en skootseuns en baie dankie sê vir die reëlings dat sy hier kon vlieg net vir die lockdown wat my skoonpa rede is en dat ons al bygestaan het en vertroos het en dat ons ook nog kyk in die tyd wat sy hier was. Dankie. Dankie Andrei. Karen, gaan jy nou 'n geleentheid hê? Goed, jy en Steven, is reg? So my pa het ons altyd onthou, as alles wat ons gedoen het, het ons saam met hom gedoen, ek en Steven, so ek dink ons net, dit is reg dat ons altyd saam staan, en net ons eer aan hom betoon. Toe ek kon, toe wou ek, nou dat ek wil, dan kan ek nie. Ons kan nou onderhandel tussen ligpers en donkerpers, mits ons nie kleurblind is nie. Dit was maar net 'n paar van die baie sê goed wat ons kon gebruik het. En vir die kort tydjie wat ek hom geken het, het hy sy lewe voluit gelewe en hy was passievol oor die lewe. Ek kan eerlikwaar sê ons skoonseuns het een van die beste skoonpaas gekry. Hy was 'n pa,
'n beste vriend en ook daai stoutgat vriend waarmee ek kattekwaad gaan aanjag het. Ek het soveel by hom geleer oor mens wees en hoe om mens te wees. Hy was 'n mensemens. Hy het lewenslange indrukke gelos by almal wat hy ontmoet het. Ek kan nou nog die eerste keer onthou toe Karen my aan my pa voorgestel het. Ek onthou in detail die klere wat ek aangehad het en die oomblik toe hy sy hand uitgesteek het om my te groet. Hy het my hand hard vasgedruk, in die oog gekyk en in 'n diep, intimiderende stem gesê, Pieter van Sail. Tot vandag toe het ek groot respek vir daai stem. Daar is net hopeloos te veel goed om te noem, maar ek gaan die stories en die grappies mis wat met 'n passie oorvertel word. Ek gaan daai brei erns, maar meeste van alles gaan ek my beste vriend, my stoutgat bel, my visvangmentor, my kuierpel, my rolmodel en my skooppa mis. Hy is 'n legend in my boek. So dis die eer vir my en 'n voorreg om vandag iets sê oor 'n wonderlike man, Paul, en soos Steven gesê het, 'n legend te sê. My pa was 'n unieke karakter, interessante karakter, wat met passie geleef het. Hy was lief vir die lewe, hy was lewenslustig en soos Dominee gesê het, hy het met 'n lied in sy hart wakker geword elke dag. Toe ons nog kinders was, het hy altyd vir ons gesing in die oggend. Nie op noot nie, maar uit volle bors. Die lewe is 'n lied, dis een van die liedjies wat hy gesing het. En hy het ook soms gesing at the midnight special, Shine a Light on Me. Beteken hy ook soms sy eie woorde opgemaak as hy gesing het. Hy het 'n positiewe uitkyk in die lewe gehad en hy het alles met passie en avontuurlustige energie aangepak. Hy was 'n baie sterk, fisieke, sterk man. En blykbaar was hy ook 'n oog, het hy ook iets vir die oog toe hy nog jonger was. My ma het ons gereeld op ingelig dat hy ook vroulike aanhangers gehad het in plek, as ook belangstelling van 'n man of twee. My pa was ook baie ingestel op sy voorkoms, hy was 'n baie netjiese man en jy kon deur die ring trek. Hy was well-groomed en het baie mooi na homself gekry. Hy het ook baie selfvertroue gehad en 'n selfbeeld wat skrik vir niks. Hy het grappend altyd gespog oor sy sterk bene, sy fris arms, en daar was gereeld in die huis 'n kompetisie oor wie se kuite die grootste was en wie se kuite die beste definisie gehad het. My pa is ook soms getackle en gestoei deur ons 4 vroue in die huis en ons het gekyk of ons kan afbring vloer toe, maar ek moet sê ons het altyd verloor. My pa was ook 'n regte gentleman, hy het ons so goed hanteer. En hy het altyd die kar deur vir my ma oopgemaak, vir ons dogters oopgemaak en vir elke vrou. My pa was ook 'n perfeksionis en almal wat hom ken weet dat hy nog uit sy graad 1 Bennebrug gewerk het. Hy het al sy goed baie goed opgepas. Hy was altyd stiptelik en baie georganiseerd. My pa was 'n baie regverdige man met integriteit en soos hy self sou sê, hy was 'n mensekenner met 'n goeie EQ, emotional intelligence. Hy kon geselsies met enigiemand aanknoop, 'n regte sosiale vlinder, en hy het almal met waardigheid hanteer. Maak nie saak die kleur, geslag of godsdienstige uitkyk nie. My pa het altyd gepraat van voetwerk. Die goeie voetwerk wat moet gedoen word as jy verskillende tipe mense bymekaar bring en jy moet almal gelukkig hou. En hy was briljant met sy voetwerk. My pa het my sissies geleer van respek vir jou medemens. Hoe om ander mense te konsidereer en hoe om 'n passie vir die lewe te hê. 'n Passie vir kos en 'n passie vir kook. Alhoewel my ma lekker kos maak, was my pa eintlik die kok in die huis. Hy het ons geleer van werksetiek, van harde werk en om alles wat jy doen tot die beste van jou vermoë te doen. My pa was baie betrokke in ons lewens en hy het ons met baie aandag groot gemaak. Hy het vir al 3 van ons klas gegee en my pa het ons geleer van sport, netbal, tennis, visvang. Hy het ons geleer fietsry en hy het ons al 3 dogters op kleerkarre gestuur. My pa was baie streng met ons dogters, maar ook met goeie rede. Ons was definitief nie die maklikste tieners nie en ek dink tog het ons van my pa se stoute streke geërf. My pa was ook 'n regte entertainer. Ek onthou tye wat hy modeparade in die huis vir ons geloop het met my ma se maternity wear, met haar maternity rokke. En
dan het hy soos 'n ballerina in die rondte gedraai en hy met sy mond so gepeld. Hy was 'n groot grapjas en 'n bokvisbots. My pa het ons geleer van selfdissipline en netheid. Ek onthou die tyd wat hy vir my en Elisma 12 uur die aand wakker gemaak het, wat ons nie die handdoeke in die badkamer gaan ophang nie. Toe moes ons dit gaan ophang. Hulle sê 'n vrou soek 'n man soos haar pa. En ek dink elkeen van ons 3 dogters het 'n man gekry met baie eienskappe en waardes soos my pa. My pa was ook baie lief vir sy skoonseuns. Hy het hulle geleer braai, visvang en lekker kuier. Hy was 'n goeie voorbeeld vir hulle, 'n pa, 'n rolmodel en ook 'n vriend. My pa was 'n loyale man vir my ma, baie beskermend teenoor haar. Hy het altyd gesê hy moet haar oppas. Hy het gegrap en partykeer gesê van sy jaloesie oor die blokmanne wat met haar flirteer. Maar hy was baie lief vir sy prinses, soos hy haar genoem het. Hulle was so perfek saam, perfek vir mekaar en hulle het so mooi verhouding gehad. My pa het ons geleer van Ubuntu. A person is only a person through the interaction of another person. En my pa het die filosofie ook uitgeleer. My pa het ons van God geleer hoe om reg te lewe. En dat God die belangrikste is. Sy verhouding met die Skepper het in die laaste paar jaar verdiep en versterk. En ons weet dat Pa een van Jesus se kosbaarste en spesiaalste juwele in die hemel is. Hy het so groot verskil op hierdie aardbol gemaak. En ons van Papa ongelooflik baie mis. Rus saggies, Papa. Baie dankie Karen. Ek wil net vra, is daar nog iemand voordat ek daar is? Dankie. Tinus gaan vir ons nog iets sê. Pieter van Styl. Die Here het 'n groot boom geroep om te kom rus. 'n Boom soos 'n stede wat lafenis gee vir jou as dit jou arm is. Ook 'n vrugteboom wat vir jou vrugte gee, wat goed is vir jou liggaam en siel. Waar daar in Natal groot geword het, kon ek net dink, die see het Pa so opgewonde gemaak, dat het 'n ewige liefde vir die see by jou geanker het. Pa die see goed geken, die hoogwater en die laagwater, die grootheid van die see, hoe dit gewerk het met die maan saam, ook die springseisoene, hoog op sy hoog, laag op sy laag, die son, maan en sterre. Pa se ouderskindlesse was fascinerend interessant. Pa se opgewondenheid, passie en liefde vir mense was aansteeklik. Pa se toegewyde onverdeelde aandag aan die persoon met wie Pa praat was ongeken. Kyk in die oë, uitvra, koester, belangstellend, my soos jou beste maat laat voel. Kos maak, uithaler geregte. As dit ooit nie kos was, kon ek my verstom oor die dun skil van die aardappels. Eie in simmetriese stukke, mondskil natuurlik saam om presisie te verseker. Skaapstertjies, ek het hom nou, sê hy, eers stadig kook tot sag, dan braai op matige hitte tot crispy, dan die bysteen net voor die afval, sê hy. Word beskryf, hy is mooi. Ek onthou die Natal karavaan wintervakansies, waar die vrouens inkopies doen en die borrels doen. Gou voor ek by, kyk sy ronde brilletjie, en. Onvergeetlike oomblikke. Ek onthou die Kreerland skool braaier in Lerpingstraat, op Vrydag, Saterdag en Sondag, die Koran lees op die grasperk. Ek onthou ons kon lag as Pa in die slaap raak en dan die pauze probeer hou. Elke compliment en waardering wat Pa gegee het my hart nie een gemis nie. Ek sê dankie. Ek sê dankie vir al die mooi tuine wat Pa my gaan wys het om my te treat. Stromboli, Sky Villas, Emily Moon, Nature's Valley, Robert, Moss and Michael, Wild Rock Ridge, by die Ekwag met 'n storie. Dankie vir die vis en chips by die skieboot klub. Laasteen het Pa ons betaal, ek skuld nou. Dankie vir die geestelike dagstukkies en praatjies vroegoggend as die lyn in die water is en die vis byt nie. Al is ek nie 'n groot sportman nie, het jy Pa my nog steeds verstaan en hy is gehou met my. Wat dink die Protea speel vandag op voor die stadion? 'n vriend het vir my gesê, Pa, Piet is nie weg nie. Skok het ek gevra, hoe bedoel jy? Hy
Hy sê nie vir my, jy gaan hom sien dat jou vrou, jou kinders, sy gewoontes en sy maniere is in jou genetika. Dit was vir my kosbaar. Dankie vir die kosbare oproep, 'n dag wat voor pa gegaan het. Hier op aarde is dinge maar woes, soos pa gesien het, anders is in die ou dae. Daarom wens ek kon net 5 kilogram van pa se optimisme gekoop het. By die Hoog per Excellence. Ek het ook eerstehands gesien hoe dit is as hulle, soos jy sê, beroepe is tot die aand. Pa kon met kinders werk. Dankie vir die raad, so gesien in my eie kinders. Toe ek vir Reinhard vra wat hy van oupa kon onthou, was dat hy altyd vir ouma Maitjie of Gogga genoem het. En Zelly moes altyd wys die grootste visse van my en oupa. Pa was 'n gentleman. Ek ken nie baie nie, maar pa was die grootste een wat ek teëgekom het. As ons honger is en die lekkerste kos moet opgeskep word, het pa altyd heel laaste opgeskep. Maar God die hart in ons harte te vul met troos van kosbare herinneringe en die uitsien om weer te ontmoet, waar ek glo pa weer die tuine gaan wys. Baie dankie. Ek het 'n lang brief geskryf, maar ek dink ek gaan die hele ding om net so kort te weergawe van te lees. Ek het baie lank gedoen as ek bespook wou sê die wonderlike mense gedink het hy is, maar ek sê die heel dag om besig hou. Ek het ontmoet as kleuter toe Marianne en my suster Maatjies was in die kleuterskool, maar ons regte ontmoeting het gekom. Die dag toe kom die skoolma met die liggaam op gaan haal ons vakansie was. Ek het verwag dat ek die stief van waar gesien ek nou was hier om so kom aan lê. Maar hy het met oop arms ontvang en amper van die begin af hanteer as wat deel was van die familie. Dit is nie die tipe man wat hy was. Hy het altyd almal met respek behandel en probeer om hulle gemaklik te laat voel. 'n Ware gentleman. Ek is baie bevoorreg gewees om goeie pa te hê en 'n wonderlike skoonpa te hê. Hy was nie net my skoonpa nie, hy was my vriend gewees. En die 13 jaar dat ek en Anna al saam was, ek en hy baie goeie tye saam gehad. Was 'n paar regtig van 'n uitstaan. Toe ek en Anna saam met by ons strand van vakansie uit het en hy my help met my eerste vis te vang. 'n Kraan tam, soos steeds een van die lekkerste visse om te eet. Ja, elke Sondag by Lerwinkstraat en hoe later die ongelooflike vakansie sien plek. Die aand het ons gevra of met Anna mag trou en hoe hy sonder twyfel vir my ja gesê het. Die kom by Wittedrift terwyl die huisplek nog nie klaar was. Die rugby cricketpraatjies, hoe hy nooit die ouens se naam 100% reg kan uitspreek. Dan vat dit my in ons op sy voor ons altyd nou eintlik weet hoe ons praat. Die tyd wat hy saam met ons die oudste seuns spandeer het. Dit was nie baie tyd in die jaar nie, maar dit was altyd kwaliteit tyd. Ek weet sommer ek sal dit onthou. En vandag se tyd met baie onsekerhede, COVID-19, die politieke onsekerheid, misdaad en so voort. Hoe mens altyd dat mens moet dankbaar wees op wat ons het en hoe bevoorreg ons is. Wel, ek dink my skoonpa was baie bevoorreg. Hy het in die plek waarvoor hy was gaan aftree. 'n Wonderlike vrou gehad, 3 wonderlike dogters en 3 skoonseens. Skoonseens wat almal vir baie lief was. En ek weet hy is verskriklik dankbaar vir my. Hy het elke dag voluit geleef en vir God geleef. Hy was 'n eister. Iemand het so ruklik gesê, God kom al die bestes eers. Maar hy definitief nie vir die bestes kom al. Ons gaan verskriklik was. Vriende en Marianne het gevra of ek ook ietsie sou sê en ek het dit hier neergeskryf, maar ek moet sê die seuns het dit so genoem. Daar's 2 goedjies wat ek sou net wou nog bysit. Ek het vir Piet ontmoet in die jaar 2000 toe ons van Pietersburg afgekom het en vir ons kinders 'n skool moes kry. Nou ons het hulle, want ons het pragtige laerskole hier en die hoofde was pragtig daai tyd ook. So ons het hulle maar na almal toe gevat en dan het ons gesels. En ek moet sê 3 riviere laer was nou nie my keuse nie. Maar toe ons dan vir die kinders sê hulle moet nou kies, toe sê hulle kies 3 riviere laer. Toe vra ek maar hoekom? Hoekom ek nie die skool gekies het nie, want hulle het hoenders op die veld gehad. En ek het gevoel die skool moet nie hoenders op die veld hê nie, anders is dit 'n plaasskool. Dit is nou maar net 'n persoonlike ding. 'n Man wat kan afbuig na 'n kind toe is in my oë 'n groot man. Die tweede wat vir my kosbaar was, na mate die skool verander het
en ons meer getransformeer het en so, het 'n mens gesien hoe Piet se liefde vir alle mense is en vir alle kulture. En ek dink dis 'n wonderlike eienskap wat hy gehad het om mense van enige kultuur en taal om hulle te respekteer. Ek dink as ons dit kon regkry in Suid-Afrika van alle kante af, sal dit met ons in die land baie goed gaan. Die laaste, soos wat hulle genoem het, hy die Here geken. En daarom wil ek net sê, dit wat ons hier gesê het, hy sou nie wou hê ons moet die eer vir hom bring nie. En dis nie wat ons doen nie. Ons sê vir die Here, baie, baie dankie, dat hy Piet gebruik het om 'n verskil te maak in baie mense se lewens. Vriende, en nou gaan ons so 'n kort slideshow kyk, en daarna gaan ons die oorwinningslied saam sing. Maar kom ons kyk net eers die slideshow. Ek weet jy is naby my, en ek weet dat waar jy jou vlerke sprei, jy my hart kan kry. Jy leef in my vir altyd. Tyd gee en die tyd kan neem, al was jy geleen, was jou hart is seer. Ek sal nooit vergeet, my hart sal weet. Jy's 'n parel vir 'n kroon. Jy's 'n parel vir 'n kroon, en jy leef binne my. En die tyd moes jou vat, maar daar's vrede in wat jy vir my moes kom gee. Jy's 'n engel in die hemel, waarvandaan jy kom. Ek is diep in my hart so beloon, met 'n parel vir 'n kroon. Hier op hierdie plek waar ek staan, is jy weer niks nie. Maar waarheen my siel eendag gaan, daar wag jy vir my. Jy's 'n parel vir 'n kroon, en jy leef binne my. En die tyd moes jou vat, maar daar's vrede in wat jy vir my moes kom gee. Jy's 'n engel in die hemel, waarvandaan jy kom. Ek is diep in my hart so beloon, met 'n parel vir 'n kroon. Die rivier in jou oë is blouer as blou, en ek glo dat 'n deel van my lewe in jou
in jou toegevou, waar net ek en jy kan gaan. As die golwe teen my rotse slaan, weet ek dat jy langs my staan vir altyd. 7 oseane se trane sal my nie van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se branders breek, is die een wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, in die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei. Getuie in my siel, waterval op 'n wiel, draai en draai in die heel diepste deel van my hart. Net jy ken die pad wat onder my voete lê. As die goue aan sy duine ween, kan ek by jou water leen vir altyd. 7 oseane se trane sal my nie van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se branders breek, is die een wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, in die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei. 7 oseane se trane sal my nie van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se branders breek, is die een wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, in die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Is die oseaan waarin my liefde vloei en ewig groei. Is die oseaan waarin my liefde vloei. Is alles in jou hande, en môre lê en wag. Is alles net genade, die son in elke dag. Ek wens vir jou net liefde, vergeet van al die seer, want weg is al die nag, en die bedroom het wag, die pyn leef nie meer. Dis net 'n druppel in die see, sien die nuwe dag en met dit vir jou kan gee. Laat die waters van rus oor jou hart vloei, want die pyn leef nie meer. Dis net gister is verby, en die sonlig is dit net ek en jy. En al die hartseer is nie meer, sê die woorde nooit weer, is net 'n druppel in die see. Ek leer uit my verlede, wat regtig waarheid is. Die grys in my gedagtes
lankal uitgewis. Terwyl hy so staan, lees ek vir ons die begrafnisbrief in liefdevolle herinnering aan Pieter van Sail. My liewe man, vir 'n beter man en pa vir ons kinders kon ek nie voorgevra het nie. Jy was 'n voorbeeld vir ons almal. Jy het ons geïnspireer om net die beste te wees in wat ons doen. Jou passie en liefde vir die lewe het almal om jou aangeraak. Ons is dankbaar dat Vader jou geleen het vir ons. Ons gaan jou so mis, maar ons vind vertroosting in die wete dat jy by hom op sy troon sit, en dit kom van Mariaan en die res van die kinders. Heel agter staan, missing you always. You never said I'm leaving, you never said goodbye. You were gone before we knew it, and only God knows why. In life I loved you dearly, in death I love you still. In my heart I hold a place that only you can fill. It broke my heart to lose you, but you didn't go alone. Part of me went with you the day God took you home. Ontvang nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen, maar in die besonder met Mariaan en met die kinders en die kleinkinders en die sissies en hulle gesinne wees en bly. Amen. Vriende, daarmee is ons verrigtinge klaar. Baie dankie dat u hier was en 'n laaste eer betoon het saam met Mariaan hulle.